Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en vir u ook in hierdie dag naby hom trek. Nou, liewe vriende, die leeu is seker een van die diere wat onder andere 'n groot vyand is vir die wilde honde en hulle kan maak sekerlik die wilde honde ook so dood. Maar as die wilde honde ook 'n kans of 'n geleentheid kry, dan sal hulle graag van die leeu se welpies doodmaak. En soms mag het nodig wees vir 'n leeu om so 'n bietjie pad te gee, as daar 'n groot trop wilde honde dan ook so op hulle sou aankom dan. So, liewe vriende, sien ons dan ook daar in die Bybel wat Paulus dan ook 'n vraag eintlik van ons vra, of hier in die woord van die Here vraag na ons toe kom, en die vraag is: wat sal u doen vir die evangelie? Hoe ver is u bereid om te gaan om die evangelie aan ander mense oor te dra dan ook? En Paulus kom en hy kom verduidelik so bietjie wat hy alles gedoen het, en as ons bietjie na sy kyk wat hy gedoen het, mag u en ek as kind van die Here vanoggend ook net so bietjie in ons eie hart dink, wat is ek besig om te doen vir die evangelie? En gaan ons nie skade ly voor die troon van die Here oor die pogings wat ons dalk tans aanwend nie? Moet ons nie bietjie meer doen hier voor die koms van die Here nie? Maar hoor hierson 2 Korintiërs 11:23 wat daar staan: is hulle dienaars van Christus? Ek praat netsinnigheid, ek nog meer. In arbeid oorvloediger, in slaap bo die maat, in gevangenskap baie meer, in doodsgevare dikwels. En Paulus kom hier so en hy vertel wat hy nou alles gedoen het vir die evangelie en hoe hy sekerlik sy lewe ook daarvoor kom gee het. En hy verwys na die apostels, alles wat hulle ook gedoen het, die disippels, en dan natuurlik hierdie valse broers wat ook wou inkom en wat hulle kom doen het. En as jy sien wat hulle gedoen het, dan het hulle eintlik niks gedoen nie, behalwe om die eer, en verskoon die woord, die glamour te vat, en die mooi en die lekker vir hulle te vat, en ek wil amper sê op die vettigheid van die mense te leef, en hulle geld te vat, maar hulle self het nie iets ingesit, wanneer het kom by die evangelie nie. En nou kom Paulus en hy sê, as het kom by arbeid, was hy oorvloediger as hulle almal. Hy het nie lui gewees nie, hy het gewerk. Hy het sekerlik gearbeid dat mense die evangelie moes hoor. En dit is een saak wat sekerlik in 'n kind van die Here se lewe moet wees. Ons moet werk dat die evangelie by ander mense mag uitkom. Ons moet dinge doen. Ons moet uitgaan. Ons moet met mense praat. Ons moet pogings aanwend dat mense by die Here kan uitkom. Ons moet dit aanwend. En daarom is die vraag: wat arbei u vir die evangelie, liewe vriende? Is u arbei vir die evangelie om Sondagoggend kerk toe te gaan? Miskien Sondag aand, miskien bidure toe, is dit ons arbeid? Dit behoort ons normale diens te wees. Wat arbei ons, dat 'n verlore sondaar by die Here uitkom? En dan, liewe vriende, kan ons ook die vraag vra, sal u aanhou wanneer die volgende met u sou gebeur? Ou Paulus het aangehou om die evangelie uit te dra. Hy sê in vers 24, 2 Korintiërs 11 vers 24 en 25 sê, 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei, 'n nag en 'n dag het ek op diep water deurgebring. Hy het al hierdie dinge deurgegaan, liewe vriende, en nog steeds het hy aangehou om die evangelie te verkondig, terwyl so baie mense so gou wegtrek. Wanneer hulle net skeef aangekyk word, of iewers nou te nagekom word, of nie waardeer word in hulle mening nie, dan wil hulle sommer op om iets vir die Here te doen. Is dit hoe maklik dit vir die duiwel is? Sal u aanhou as dinge begin moeilik raak? En dis waar dit is, kind van die Here. Hulle wat eg is, hou aan. En dan sê hy ook, sal hy aanhou in gevare en moeite. Hy sê dikwels was hy op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op see, in gevare onder valse broeders, in arbeid en moeite, in slaaplose nagte dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid. En liewe vriende, al hierdie dinge het hy deurgegaan om die evangelie te verkondig en aan mense oor te dra, en hy het nie opgehou nie. Ek vra vir die liewe vriende, hou u op om die evangelie oor te dra as daar gevare is, as dit bietjie moeite is, as dit bietjie swaar is om ietsie te doen en 'n bietjie opoffer van u tyd of van u self of u eer of u plesiere opoffer.
Is jy bereid om dit te doen? Dit is wat ons moet doen. Sal jy aanhou om die evangelie te verkondig? En dan, liewe vriende, kom hy ook en hy sê, behalwe al hierdie dinge, het hy sy daaglikse bekommernis. En weet jy, om elke dag oor 'n ding bekommerd te wees, is seker moeilik. En dit is, hy sê, behalwe dit alles, my daaglikse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes. Kyk net hierdie hart van hom. Hy dra nog altyd die gemeente se belange op die hart, God se saak op die hart. Kind van die Here, ek vra vir u vanoggend, wat doen u vir die evangelie? Of wat het u gedoen, of het u iewers gestop? Maar wil u nie vanoggend opstaan en opnuut sê, Here, ek gaan opnuut toetree om die evangelie uit te dra. Mag die Here help en u seën. Kom ons bid. Ons dierbare Here, dankie dat u vir ons in staat stel om die evangelie ook uit te dra. Amen.